2 en ons lees daar van die begin af. Ek lees vir ons voor. Hy sê in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is tog nie siek nie, dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koningin langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. En aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Eufraat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom, en 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort met balke uit te lê, en vir die muur van die stad en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. En ek het by die goewerneurs gekom, wes van die Eufraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook leerowerstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat, die Horoniet, en Tobia, die Ammonitiese knegt, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak. Ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het. En ek het in die nag deur die dalpoort uitgery en na die kant van die slangfontein en na die aspoort toe. En ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê, en sy poorte wat deur vuur verteer was. En ek het verder gegaan na die fonteinpoort en na die koningsvywer. Maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder te gaan nie. Daarna het ek in die nag in die dal opgeklim en die muur besigtig. Toe het ek weer deur die dalpoort ingekom en teruggegaan. Maar die leiers het nie geweet waar ek heen gegaan het en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die Jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hand sterk gemaak vir die goeie werk. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Daar lees ons die woord van die Here, en ek wil graag vers 17 en vers 18 wil ek vir 'n oomblik op fokus, waar hy sê, daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou,
dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Vers 18 sê, en ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. En op grond van hierdie woorde wil ek met u praat oor die onderwerp om deel van die volk se bouspan te wees wat God gekies het vir hierdie spesifieke werk. En vriende, soos wat hierdie volk hulle self op 'n plek bevind het, waar dit wat vir hulle belangrik was aan skerwe gelê het. Soos wat hierdie volk hulle self op 'n plek gevind het waar dit wat vir hulle kosbaar was, deel van 'n ellende was waarin hulle verval het en minimaal daarvan steeds van waarde was. So kan ek en jy so sterk daarmee assosieer. Want dit wat regtig vir ons van groot waarde was vir baie jare in ons lewens, lê in die dag waarin ons leef regtig so aan skerwe. Vir sommigen is dit nader aan die huis as vir ander. Maar daarom kan ons soos hierdie mense kan ons die ellende erken. En ons kan sien wat is die vrug van die goddeloosheid van ons dag. En ons word ook gestrem in die hart as 'n mens dink daaraan, aan die afvalligheid, aan die duisternis, aan die dood wat daar is. En nou kom Nehemia by die koning en hy sê vir die koning, stuur my. Ek wil gaan. Ek wil gaan om te gaan bou. Ek wil gaan om 'n span te vat om hierdie werk te gaan doen. Ek wil gaan om dit te gaan doen wat regtig brood nodig is. Want God het Nehemia gekies en nie die koning nie. En hy het Nehemia gekies vir hierdie werk om Juda te gaan herbou. En die groot werk lê in die mure wat geherbou moet word, in die poorte wat geherbou moet word, en elke deel van wat hierdie stad was, om sy eens groot glorie weer te kan hervestig, om dit weer op te rig. En daar aangekom, het hy in die nag gegaan en hy het 'n verkenningstog gehad. En hy het deur hierdie stad beweeg, al rondom die stad, van die een poort na die volgende poort, om die stad se muur te inspekteer. En die muur was stikkend. Die ontnigtering was groot. Daar het nie veel oorgebly nie. Daar was nog baie klippe gewees. Daar was nog baie wat 'n muur kan wees, maar daar is min van die muur wat oor was. Die poorte was verbrand en die hele volk was blootgestel gewees. En nou kom Nehemia en hy doen 'n oproep na 'n volk, na 'n groep mense toe wat blootgestel is. 'n Groep mense wat eintlik half elendig en beklaanswaardig eintlik is. Mense wat nou daar in hierdie stadjie is en daar's nie veel oor nie en hulle het geen sekuriteit nie. En Nehemia sê daar was nou genoeg afbreek gewees. Dis nou tyd om te bou. En hy is die projekbestuurder en hy het die vuur in die hart en die ywer in sy siel, want God het hom gedring, God het hom gedryf om die bouwerk te kan doen. En dit kos letterlik net een man om te sê, Here, stuur my. En elkeen van die wat begin saambou het gedeel in hierdie wonderlike doel. En sien, die Here kom praat so met jou en my, om ook bouers te wees, om ook deel te wees van 'n bouspan, omdat daar vir te lank afgebreek is in ons volk, omdat daar vir te lank afgebreek is en toegelaat word dat afgebreek word. Daarom wil die Here 'n bouspan in die lewe roep. Daarom wil God manne en vroue stuur om elkeen die verantwoordelikheid na te kom om te kan bou in die werk waarin God ons kan roep. Maar nie almal kon deel wees van die bouspan nie. Nie almal kon deel wees van die werk wat verrig moes word nie. Nie almal kon deel wees van die wat die muur weer kon oprig nie. Nie almal kon deel wees van die stad en die torings. Nie almal kon deel wees van daardie akker wat weer vernuwe moes word nie. So kom ons kyk op 'n eenvoudige wyse na so 'n paar gedagtes wat hier op my hart gelê het. Eerstens kyk ons na hierdie feit dat hy sê nie almal was deel van die bouspan gewees nie. Ons lees in die woord van die Here dit baie mooi. Hy sê in Nehemia 2 vers 19: Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot. Hierdie mense kon nie deel wees van die bouspan nie, want hulle het die spot gedryf met die wat gewillig was om die werk te gaan doen. Hulle kon nie deel in hierdie bouspan nie, want hulle die werk wat die bouspan gedoen het hulle verag. Hulle het 'n bespotting gemaak van dit waartoe God hierdie mense geroep het.
Hulle het 'n bespotting gemaak van die handearbeid, van die ywer in hulle harte, van die vuur waarmee God hulle gedring het om 'n spesifieke werk te gaan doen. En hulle het hulle self gediskwalifiseer deur hulle woorde. Jy sien, 'n mens word geken aan jou woorde. Jy word geken aan jou handel en jou wandel. Jy word geken aan dit wat by jou mond uitborrel, want dit is baie maal die verklaring van wat in die hart aan die gang is. En hierdie manne kon nie verdra wat hierdie bouspan nou wou begin doen het nie, en daarom het hulle baie te sê gehad oor die bouwerk wat gedoen sou word. Hulle wou die mooi, wat God hierdie mense voor geroep het, wou hulle afbreek. Hulle wou die mooi waartoe God hierdie mense geroep het, met woorde beklad en besmet. En nou kom, en hulle praat eintlik maar eenvoudig kwaad. En hulle diskwalifiseer hulle self van hierdie bouspan, juis oor wat uit hulle harte by hulle monde uitkom. Romeine 1 vers 29 en vers 30 sê, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, en dan noem hy 'n klomp dinge, hoerery en boosheid en hebsug en ondeug en volle nydigheid, en ek wil amper sê elkeen van hulle is gelyk aan tekentjie langsom. En een van hulle is hierdie kwaadsprekers, hierdie grootpraters, hierdie spotters, hierdie mense wat spot dryf met die werk waartoe God iemand geroep het. Sanballat, Tobia en Gesem, se gesindheid het by hulle monde uitgekom. En hulle het beswadder. En hulle was negatief. En hulle het fout gesoek. Hulle was nuusdraers van al die verkeerde nuus, en nie dit wat God mee besig was nie. Die vriende, die Here konfronteer ons in die dag waarin ons leef, want ons kan ook gediskwalifiseer word vir die werk met ons monde. Ons kan ook gediskwalifiseer word om saam te kan bou en saam te kan ywer en saam te kan werk met die dinge waarmee ons lippe besig hou. Breek jou woorde dalk ander se spoed? Breek jou woorde dalk iemand se ywer vir die werk wat gedoen moet word? Dan moet ons versigtig wees om nie onsself te diskwalifiseer vir die werk waartoe God ons wil gebruik, om die blye boodskap oor te dra, om die verskil te maak in die wêreld, om sout en om lig te wees, daar waar God ons wil gebruik nie, want hy wil ons juist stuur in 'n volk in, om die mure te gaan herbou van die huisgesin, om die mure te gaan bou van die godsdiens, om die mure te gaan bou van ons kerk, om die werk te gaan doen waartoe God ons geroep het. En ek en jy moet besef, deur ons woorde, deur ons monde, breek ons of bou ons. En hierdie mense se woorde het hulle gediskwalifiseer. Ja, die volk was blootgestel gewees. En dan wil die Here ons vandag kom wys dat net dalk deur jou en my woorde kan die volk, kan die werk blootgestel wees. Maar Nehemia 2 vers 10 gaan verder en dan praat hy oor hierdie gedagte en hy sê, maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd gewees. En hierdie mense word gediskwalifiseer van hierdie werk, omdat hulle selfsug hulle gediskwalifiseer het. Hulle was meer besorgd gewees oor hulle gedagtes en hulle droom en hoe hulle dink dit behoort te wees, dat hulle ontstemd was oor waarmee die mense besig was. Maar waarom wil julle die muur so hoog bou? En waarom wil julle hierdie stene gebruik? En waarom wil julle die muur so ver bou? En waarom wil julle die poorte so bou? En waarom moet Nehemia voorloop? En waarom moet dit so gedoen word? Waarom werk ons op hierdie dag? En waarom nie op daardie dag nie? En so was hulle besig om hulle self al meer en meer op te sweep, omdat hulle ontstemd was in hulle gemoed en vol van selfsug. Hierdie manne was ontsteld geweest omdat hulle nie hulle sin gekry het nie. En hulle wou nie die son laat skyn oor die werk van die Here wat gedoen moes word nie. En hulle wens was selfgesentreerd geweest. Weet jy vriende, hoeveel keer kan dit vir ons diskwalifiseer van die werk van die Here? As ek en jy gefokus is op wat ek daaruit kan kry, oor my wil en my sin, ja, en ons leef in die tyd van menseregte, elke ou het sy eie wil, elke ou het sy eie sin, en ons leef in die middel van daardie tyd, en is so groot werklikheid, dat jou en myself ons kan diskwalifiseer van die werk. As dit nie my way is nie,
werk ek nie saam nie. 2 Timoteus 3 vers 2 sê, weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers en roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En dan sê in vers 5, hulle die gedaante van godsaligheid. Mense wat deur hulle eie selfsug, hulle diskwalifiseer om vir God iets te beteken. En ons praat nou van 'n stad wat hier opgebou moes word, en daar die muur staan vandag nog. So die bietjie werk, die eenvoudige ou stukkie werk wat God vir hierdie mense gegee het, om 'n bouspan in die lewe te roep, en 'n paar manne op te wek, om in die nag te gaan kyk, hoe lyk die muur, om hierdie muur te herbou vir die eer van die Here. En dan is daar ander wat dit nie kon maak nie, want hulle harte was nie ingestel daarop nie. En dit het my so getref, dat ek en jy kan liefhebbers van onsself wees. En dit diskwalifiseer ons van die werk waartoe God ons wil roep. Ek en jy kan liefhebbers wees van ons eie saak. En dit maak ons meer brekers as bouers. En die ergste, ons kan self die gedaante van godsaligheid hê. Die silhouet van redding. Die buitelyn van 'n Godskind, maar die binnekant, selfgesentreerd. So lyk dit vandag in jou huis. Hoe lyk dit vandag in jou huwelik? Hoe lyk dit vandag in jou lewe? Hoeveel van dit wat gebou moet word, kan nie gebou word nie, want dit gaan alles oor me, myself. Diskwalifiseer jy dalk nie jouself vandag vir die werk wat gedoen moet word, omdat jy te veel geplaas oor jouself nie. En elkeen van ons moet onsself daai vraag afvra. Staan myself dalk in die pad van die bouwerk wat ek moet doen? In vers 20 gaan ons verder. Hy sê, toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk, en ons sy knegte sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Die derde ding wat hierdie mense gediskwalifiseer het, om deel te kan wees van hierdie bouspan, is hulle gedagtes. Hy sê, julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Hulle gedagtes is nie in Jerusalem nie. Hulle gedagtes is in ballingskap. Hulle gedagtes is op 'n ander plek. Hulle gedagtes is by alles behalwe waar dit moet wees, en dit is wat hulle gediskwalifiseer het, want hulle gedagtes het gedwaal. Weet die meeste huwelike loop op die rotse as gevolg van gedagtes? Het jy gewees, meeste mense val in hulle onderlinge verhoudinge as gevolg van gedagtes? Want ons gedagtes is ons grootste vyand, want ons gedagtes is wat ons verhinder, ons gedagtes is wat ons gevange neem, ons gedagtes is wat ons op 'n lang pad vat, verder die wêreld kitty. Alles in ons gedagtes. Ja, jou en my denkwyse kan ons diskwalifiseer om vir God bruikbaar te kan wees. Hierdie mense het hulle eie koppe gevolg, dis wat hy eintlik sê. Ek doen my ding. En hulle het hulle self so gekondisioneer in hulle gedagtegang, dat hulle gedink het hulle gaan op die regte pad. Jy sien, eie willigheid diskwalifiseer 'n mens van dienswerk vir die Here. Ja, al voel dit vir jou, dis 'n eenvoudige ou werkie, is 'n ou klipmuurtjie wat gebou moet word, mag dit juist die klipmuur wees wat duisende jare later 'n volk se veiligheid mag wees. En 'n mens kry mos daardie fout, dat jy niks leerbaar is nie. Dat jy nie op daardie plek is dat jy gewillig is, of dat God vir jou kan kom openbaar in jou gedagtes, wat hy vir jou in gedagte het nie. Want ons loop in ons eie gedagtes. 2 Timoteus 4 vers 3 en 4, hy sê, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie meer verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wen tot fabels. Opsetlik, uit hulle gedagte wêreld, kom hulle en hulle gaan in 'n nuwe rigting in, en hulle diskwalifiseer hulle self van die werk waartoe God hulle wou roep. Dit gebeur tot in die kerk vandag. Waag het om te preek oor sonde, dan sien jy wat gebeur. Waag het om te preek oor die smalpad, dan sien jy wat gebeur. Waag het om te praat oor daardie vervulling met die Heilige Gees, wat jou alles kos en niks minder as dit nie, dan sien jy wat gebeur. Want mense gedagtes loop met hulle op hol.
En ons as Afrikaner volk het hardkoppig geword. Eie wys, eie willig. En ons diskwalifiseer onsself om effektief vir God te kan wees. Oor ons denke, oor ons hardkoppigheid, oor ons eie willigheid, oor ons onleerbaarheid en onbuigsaamheid, en oor ons ongevoeligheid, omdat ons teen die prikkels aanhou skop. Vers 10 gaan verder. Hy sê, maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor echt ontstemd gewees. So hierdie mense het hulle self gediskwalifiseer, want hulle het enige gesag wat na hulle kant toe gekom het, verwerp. Ek lees die vers weer vir julle. Toe hulle hoor dat iemand gekom het vir die kinders van Israel om iets goeds te soek. Hulle hoor, nee, daar's 'n man. Hulle hoor, daar's net een man, hy's op pad, en hierdie ou gaan help bou, hierdie ou gaan ywer, hy gaan inklim met alles wat hy het, en hulle sê vir hulle self, nee, wag, wie's hy, dat hy gesag moet hê in ons lewens? Wie's hy, dat hy nou 'n vinger in die paai moet hê? Wie's hy nou, dat hy nou die bewind moet neem, dat hy nou die voortou moet neem? Wie het hom koning gemaak oor die bou van die muur? So Nehemia was die man met gesag, want God het hom gestuur. Deur God gewerk, het hierdie man hierdie werk gaan doen. En hy het nog die brief van die koning gehad, om dit nog te bevestig. Hy het briewe van gesag gehad, en 'n opdrag van God af gehad, en die vuur van die hemel in sy hart gehad, maar vir mense was dit nie genoeg gewees nie. En hulle verwerp die gesag. En deur hierdie verwerping van daardie gesag, kom hierdie mense en hulle diskwalifiseer hulle van die werk waartoe God hulle geroep het. Jy sien, gesag vereis respek. En sonder respek gaan ons nêrens kom nie. En ek en jy kan mekaar respekteer, nie omdat ons dit verdien nie, want dis die grootste leuen wat daar is. Ons sê vir mekaar, ons moet respek verdien. Maar vriende, as ons mekaar se respek moet verdien, gaan ons nooit vir mekaar respek hê nie. Het jy dit geweet? Want ons gaan mekaar altyd teleurstel. Maar as ons mekaar kan respekteer omdat God ons geroep het, ons mekaar kan respekteer omdat God ons aangestel het, as ons mekaar kan respekteer omdat God ons gestuur het, omdat God die werk in ons kom doen het, dan sal ons op 'n ander plek wees. En daarom in ons dag is daar baie min respek. En word ons gediskwalifiseer om bruikbaar te kan wees vir die bouwerk waartoe God ons geroep het. Titus 1 vers 10 sê, want daar is baie wat tugteloos is. Kyk, jy moet waag vandag om iemand onder tug te plaas, dan kyk jy nou waar eindig jy op. Want hy loop by die kerk uit, en dan gaan 20 mense saam met hom, en dan is ons nou baie kwaad vir die wêreld, want ons het tugteloos geword. Wie's jy om my te tug? En vind dit nie juis. Jy sien dit vandag onder die kinders. Jy sien dit vandag onder die jong geslag, wat vir jou sê, maar wie's julle om ons te wil tug? Jy sien dit vandag in die wêreld waarin ons is, want wie's julle om 'n vinger na ons te wys? Wie's julle om ons te oordeel? Ek sê baie keer vir mense, as jy jou kind wil opvoed in die weë van die Here, is die belangrikste ding wat jy kan doen, is nie 'n pak slaag vir jou kind nie, maar jou kind te kry om hier in die erediens te kom sit, om te onderwerp aan die gesag van God. As jy dit nie kan regkry nie, moenie probeer slaan nie, want jy gaan net 'n rebel van hom maak. Maar as hy hier om kom onderwerp het, sal hy hom onderwerp aan die tug van die huis, die tug van die vader, die tug van die moeder. Maar vat 'n kind wat nie aan God se tug onderwerp is nie, en probeer hom tug, en kyk jy waar kom jy. En net so is met ons as groot mense. Ons diskwalifiseer onsself, omdat ons die gesag wat oor ons aangestel word, verwerp. Vers 19, die seëgedeelte gaan verder, hy sê, maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? So hierdie mense het hulle self gediskwalifiseer, want hulle het die werk afgebreek deur verdeeldheid te bring. So hulle het nou gekom en dit wat mooi was, het hulle probeer afbreek. Dit wat nou mooi was, het hulle probeer eenkant skuif en dit kom weer besoedel. En hierdie verdeeldheid kom saai onder hierdie mense wat die bouwerk moet doen. Maar wie het gesê en wie het nie gesê nie? En wie het gedoen en wie het nie gedoen nie? Vriende, soveel mense kom vandag oor ons pad. En soveel keer gebeur dit dat daar verdeeldheid gesaai word. En daarom moet ons so fyn ingestel wees om dit nie toe te laat nie. Want daardie verdeeldheid wat toegelaat word, diskwalifiseer ons vir die werk van die Here. Die woord leer ons om eensgesind te wees vir die eer van die God van die heelal, om eensgesind te wees
een van sin, een van siel. As jy 'n huis wil laat val, wat sê die woord? Laat dit 'n verdeelde huis wees. En hierdie taktiek is 'n ou taktiek van die bose. Dit kom uit die tuin van Eden uit. Toe hy 'n man en 'n vrou van mekaar verdeel, en hierdie verdeeldheid het hy gebring juis om die val daar te kry. Want as hulle op 'n plek was waar hulle moes gewees het, sou dit nooit gebeur het nie. Hulle kon gebou het vir so lank tot waar ons vandag is, maar 'n oomblik van swakheid. En kyk die groot val. Want dalk het ek en jy onsself gediskwalifiseer. Maar net omdat 'n mens verdeeldheid toelaat. Titus 3 vers 10 tot vers 11 sê, aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek. So let op hierdie verdeeldheid. Dit wat die wig tussen twee mense indryf. Dit wat die wantrou kom skep. Dit wat die vrede verbreek. Want dit is wat die verdeeldheid veroorsaak. En by einde van die dag is dit net die saak van die Here wat skade ly. Eintlik staan 'n mens die werk van die Here teë. Nehemia 4 vers 1 tot vers 3 sê, maar toe Sanballat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg. En hy het met die Jode gespot en voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grondhope lewendig maak? Alles dit deur brand verniel. En Tobia, die Ammoniet, het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hy hulle klipmuur omgooi. Kyk hoe breek hulle die werk af. Om maar net die verdeeldheid te bring. Dit gaan nie bly staan nie. Dit gaan nie veel bereik nie, dit gaan nie veel doen nie. En dit is gevaarlik. Want deur hierdie verdeeldheid is jy besig om jouself te diskwalifiseer van die werk waartoe God jou geroep het. En so maklik kan ons dit doen. So maklik kan ons dit toelaat. So maklik kan ons onsself in die voet skiet. En jy sal nie twee bakstene bo op mekaar sit vir die werk van die Here nie. So kom ons kyk na die DNA van die bouspan. Van die mense wat dan nou wel gekwalifiseer het. Ons sien in vers 3, hy sê aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie, terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. So ek sien hierdie mense wat deel was van hierdie bouspan, het gedeel en hulle is gedryf deur hierdie selfde passie vir die saak waartoe God hulle geroep het. Nie 'n mensgemaakte saak nie, nie 'n mensgemaakte opinie nie, maar dis God se werk om in hulle te kom werk, want die liefde van God dring hulle, sê 2 Korintiërs 5. En hoe, vriende, ons moet onsself die vraag afvra, wat dring ons vandag nog? Wat is vandag nog die vuur in ons harte? Is dit iemand of is dit iets? Of is dit die saak? Is dit die werk? Is dit die bou van die muur? Is dit die passie om die opdrag wat God gegee het te kan uitvoer? Of wat is dit wat in die pad daarvan staan? Is dit jouselfde passie vir die saak waartoe God ons roep? Is dit jouselfde passie vir dit wat hy op ons hart kom lê het om te kan verrig vir die werk van die Here? Hierdie mense het gedeel in hierdie selfde passie. Ons moet die muur bou. Ons moet hierdie stene terugkry op die plek waar hulle moet wees. Ja, daar's baie passies. Daar's baie dinge waar ons kan praat wat passies is. Maar deel ons in hierdie selfde passie van siele. Deel ons in dieselfde passie van omgee. Of sê ons is besorgd, maar ons is ver van besorgd af. Hierdie mense was oorstelp met emosie. Want laat dit ek en jy emosioneel geraak oor God se roeping in ons lewe. Want laat ek en jy emosioneel geraak oor die muur wat gebou moet word, oor die werk wat verrig moet word. Hoeveel keer raak ons emosioneel oor dit wat nie verrig word nie? Dit was die begeerte van hulle hart gewees. Dit was die ding wat hulle gedryf het. Dit was dit wat hulle meer vasberade gemaak het. Daarvoor het hulle gewag, daarvoor het hulle geleef, daarvoor het hulle gaan slaap om môreoggend te kan bou, daarvoor het hulle opgestaan om die heel dag te kan besig wees, om te kan bou met alles wat hulle het. Want hulle het hierdie selfde passie gehad. Ons wil God eer en God alleen. Die tweede deel van hulle DNA is hulle het gewerk met groot oorgawe.
Nehemia 4 vers 6 sê, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hele hart in die werk. Ek sien 'n volk vol van mense wat met oorgawe ingeklim het. En hulle sou hulle lewens neergelê het by daardie muur, om daardie stene een vir een op mekaar te kan pak, maar net steen vir steen, maar net klip vir klip, om een steen in hierdie massiewe groot muur in te kan bou. En hulle het gedoen met oorgawe, want elke steen het saak gemaak. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van werke of geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. As die Here dan so nuut gemaak het, waar is die nuwigheid hier binnekant? Waar is die nuwe passie? Waar is die nuwe ywer? Waar is die nuwe oorgawe? Waar is die nuwe toewyding om die werk te doen waarvoor God ons geroep het? Want so maklik skuif ons dit een kant wat saak maak, veral die ander nitty-gritty van die dingetjies van die lewe. Ja, maar Nehemia, wie het gesê? Jy sien vriende, ons is baie keer met baie oorgawe met die verkeerde goed besig. Maar nie met oorgawe met God se saak besig nie. En as die Gees ons vernuwe, dan sal alles nuut word. Na Pinkster sien ons die apostels is totaal vernuwe. Daar's 'n nuwe vuur in hulle hart soos daar nog nooit van tevore was nie. Daar sou niks wees wat hulle sou gestop het nie. Kruisig my onderste bo. Give it your best shot, maar ek sal doen wat ek moet doen om te bou wat God wil hê ek moet bou. En omdat daar maar 'n paar manne was wat bereid was om te gaan bou, staan die kerk van die Here Jesus tot vandag toe. En dis die wonderlike voorreg wat ek en jy het. Ons het nooit 'n idee hoe ver reik die klippe wat ons op mekaar moet pak vir die werk van die Here nie. Dit mag dalk duisende jare lank hou. Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle met die nuwe mens moet beklee. Ja vriende, as ons dan met die nuwe mens beklee is, dan behoort ons te bou soos 'n nuwe mens. Nou kyk, as jy nou wil kyk, as dit om kontrakteurs by 'n plek is en hulle trek nie aan. En hulle kom maar aan en die baas kom ingestap en hy sê vir hulle, "Right, ek trek vir julle nuwe overalls aan." Daai dag, vir die volgende 2 ure werk hulle soos wat jy nog lanklaas gesien het, want hulle is beïndruk met hulle nuwe klere. Toe die klere begin oud word. En ek dink baie keer in die Christendom gebeur dit net so. Ja, ons moet beklee wees met nuwe mens. En vir die eerste paar ure daarna, dan klim ons in met alles wat ons het. En weet jy wie is die ouens wat vir ons sê, nee, wat, jy sal weer rustig raak? Dis die ander kinders van die Here. Nee, ons sal weer koud raak, soos al die ander. Tevrede om maar so aan te ploeter. Tevrede om so aan te karring. En die saak van die Here lei skade. Die woord van die Here sê, hulle was metgeselle van Jesus, wat so geywer het. Hulle was skynende lampe gewees. Daarom kon hulle met oorgawe gedoen het. Hulle het nie net halfpad geskyn nie, hulle het met alles geskyn. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die lig. Al vriende, kinders van die lig, bou met alles wat hulle het. Nie net wanneer dit my pas nie. Dis met oorgawe. En die vraag wat jy jouself moet afvra is, met hoeveel oorgawe is jy besig om te bou? Want hierdie oorgawe is sigbaar vir elkeen van die mense wat betrokke is. Ja vriende, as jy vandag Israel toe gaan, dan is dit tot vandag toe sigbaar die oorgawe waarmee daardie mense op daardie dag gebou het. Kan jy glo? Daar's 'n vrug daarop. As mense dit met oorgawe doen, is dit sigbaar. En ek en jy moet onsself die vraag afvra, wat is sigbaar van die oorgawe waarmee ek en jy bou? Dan sien ons in vers 4. Hy sê, en daarop, as ek nou by die verkeerde vers, as ek een te ver. Daar is hy. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as die dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. So hierdie bouspan stel hulle self beskikbaar. Stuur my dan, Here. Here, met my tekortkoming, Here, ek is maar net Nehemia, Here, ek is maar net 'n eenvoudige ou. Hoe gaan ek daardie massiewe muur oorgebou kry? Maar Here, ek's beskikbaar. Dis al wat God vra. Hy vra nie wat weet ek van stene af nie. Hy vra nie wat weet ek van bouwerk af nie. Hy vra nie wat weet ek van wat ook al alles af nie. Hy vra, is ek beskikbaar? En al wat ek kan antwoord is, Here, hier is ek. Is ek beskikbaar om te gaan? Is ek beskikbaar om te werk?
Is ek beskikbaar om te buig? Is ek beskikbaar om te ywer? Of diskwalifiseer ek myself? Omdat dit nie altyd so beskikbaar is as dit moet wees nie. Wil jy nie vandag jouself beskikbaar stel vir die bouwerk waartoe God ons hier in Pretoria geroep het nie? En ek herinner jou het gesê, kyk hoe red ek 'n stad. En daar is net een rede waarom 'n stad nie gered kan word nie, is omdat 'n Jona nie beskikbaar is nie. So stel jouself beskikbaar om as 'n drankoffer uitgegiet te word. Stel jouself beskikbaar om niks anders te weet as Christus Jesus en hom as gekruisigde nie. Stel jouself beskikbaar om gedring te word deur die liefde van God. Ja, daardie liefde wat hom sy lewe gekos het. Dis wat beskikbaar beteken. Niks minder as dit nie. Want dan sit nie beskikbaar nie. Is jy vandag beskikbaar om jou hande vuil te maak vir die koninkryk van God? Is jy beskikbaar vandag om jou hart en siel uit te giet daarin? Of is jou beskikbaarheid dalk dit wat jou diskwalifiseer? Dan gaan ons verder. 2 Timoteus 2 vers 15 sê die woord van die Here. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Hierdie man Timoteus moes hierdie lering ontvang om met groot ywer te doen wat hy moes gaan doen. Hy moes gaan doen sodat hy God kon behaag daardeur. Hy moes gaan doen op so 'n wyse sodat God vereer word daardeur, maar net om beskikbaar te wees. Lê jou daarop toe om beskikbaar te wees. Dan kyk ons verder. Hierdie mense wat in hierdie bouspan kon deel wees, se DNA word beskryf deur hierdie woorde. Hulle was deel van die bouspan omdat hulle gawes gebruik het vir die doel waartoe God hulle geroep het. Nehemia 2 vers 18 sê, en ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook die woorde van die koning wat hy my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaarmaak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Ek sien daarin, hierdie mense het hulle gawes wat God vir hulle gegee het gebruik. Hulle het hulle hande sterk gemaak vir die werk waartoe God hulle geroep het. En dit wat ek kon doen, dit het ek gedoen. Dit wat God vir my 'n vermoë gegee het, ek uitgevoer met alles wat ek het. En ek het niks daarvan teruggehou nie. Ek het alles op die lyn neergesit. En alles wat God verwag het ek gegee, want ek was gewillig geweest om my gawes te gebruik vir God se eer. Nie vir my nie. Vir hom. 1 Korintiërs 4 vers 12 sê die woord van die Here vir ons baie mooi. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Wanneer ons moet liewers net nie uitmunt nie. Maar die woord van die Here sê ons moet ons beste gee. En niks minder as ons beste nie. En ons moet uitmunt daarin vir die stigting van die gemeente. Ja, ons moet die uiterstes van die aarde bereik. Maar voor ons die uiterstes van die aarde kan bereik, moet ons uitmunt vir die stigting van die gemeente. Ons moet ons gawes gebruik tot die stigting. Ons moet ons gawes gebruik vir die opbou. Ons moet ons gawes gebruik vir die volmaak. Ons moet ons gawes gebruik om ons uit te werk daarin. Ons moet ons gawes gebruik sodat daar vrugbaarheid sal wees. Ons moet ons gawes gebruik om te sê, Here, stuur my. En elkeen van ons het 'n ander gawe. En dalk, omdat ek nie gewillig is om my gawe te gebruik nie, daarom diskwalifiseer ek myself van hierdie groot muur wat gebou moet word en 'n stad wat beskik moet word. Is jou gawe dalk net die een baksteen wat nie op sy plek is nie. Omdat jy weier om dit te leef. Die Here het gegee, sommige as apostels, sommige as profete, sommige as herders, sommige as evangeliste. Elkeen doen sy eie deel. En elkeen moes bou vir sy eie huis. Nie op 10 ander plekke nie. Elkeen moes maar net fokus op my deel wat ek moet doen. Jy sien ons baie keer so gepla wat ander moet doen, dat ons vergeet oor wat vir my huis aan die gang is. En dan ontneem ons onsself om ons gawes uit te leef, want ons is gepla oor hoe ander mense hulle gawes moet uitleef. Nehemia 2 vers 13 sê die woord van die Here, en ek het in die nag deur die dalpoort uitgery en na die kant van die slangfontein en na die aspoort toe, en ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê en sy poorte wat deur vuur verteer was. Ek sien hier so is 'n man wat besig is om deur 'n stad te beweeg. En
En hy is bereid om sy gawes in te ploeg op daardie plek waar hy die gate sien in die muur. Sjoe vriende, kan jy jouself indink wat ons kan bereik vir die koninkryk van God as ek en jy bereid is om ons gawes in te werk op die plek waar ons die gaping sien. Maar dan sien ons hierdie bouers tree ook in gebed. Jy sien om by hierdie plek te wees, om deel te wees van die bouspan wat God geroep het vir hierdie werk, beteken dit ek moet heel eerstens begin by gebed. Voordat hulle een baksteen op 'n volgende baksteen gesit het, het hulle eers begin bid. Vers 4 sê, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Nie wat is my begeerte nie, maar Here, wat wil U hê moet my begeerte wees? Here, wat is dit wat U in my hart wil kom werk? Here, wat is dit wat U dink wat my prioriteit behoort te wees? En hy gaan konsulteer die koning van die konings, die skepper van die heelal, die een wat die muur in die eerste plek laat bou het, die een wat toegelaat dat die muur afgebreek word, hy gaan raadpleeg die Here. So vriende, weet jy waar sou ons gewees as ons meer tyd in gebed sou spandeer? Hoeveel meer ons vir die koninkryk sou kon bereik? Hoeveel meer effektief ons sou wees waar God ons wil gebruik? Kolossense 4 vers 3 sê, en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek vir die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Hy sê ek is in boeye vir hierdie doel. So vriende, hoeveel in boeye is ek en jy vir gebed? Hoe in boeye is ek en jy vandag vir hierdie werk wat gedoen moet word? Of is dalk 'n ander boeye wat ons verhinder? En daarom moet ons bid vir die krag wat uit die hoogte uitkom. Ons moet bid vir die leiding van die Here, ons bid vir die instaatstelling van die Here, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir die leiers, ons moet bid vir die samewerking, ons moet bid vir daardie liefde onder mekaar, ons moet bid vir elkeen wat swak geword het, wat moeg geword het. Ons moet intree in gebed soos nog nooit van tevore nie, want as ons nie gaan bid nie, gaan die muur nie bou nie. En daarom lyk dit in Suid-Afrika soos dit lyk, want ons het 'n biddelose land geword. Vers 12. Het ek my in die nag gereed gemaak, en ek en enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het. Nehemia se hart is gereed gemaak. Hy is eers toegerus gewees in sy hart, voor hy toegerus gewees het in sy hande. Hy is bekwaam gemaak in sy binnemens, voor hy bekwaam gemaak is om met klippe te werk. Hy is bekwaam gemaak en tools gegee in sy diepste binneste wese, voor hy tools gegee is om te kan bou. Hy is eers vernuftig gemaak in sy siel, voor hy vernuftig gemaak kan word in sy werke. Vers 16 sê, maar die leiers het nie geweet waar ek heen gegaan het en wat ek doen nie. Want ek het tot nog toe die Jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat die werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is. Dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Ek sien 'n man wat in gebed voor God gebuig het en God het in sy hart kom werk. En toe kan hy na 'n volk toe gaan en sê, kom ouens, kom ons bou. Wat sê dit vir my? Hy was 'n voorbeeld. Wees nie. Hoe mag die Here ons help? Want ons speel speletjies met die bou van die muur. Dan moet jy gedryf word deur dieselfde passie wat hom gedryf het na die kruis toe. Dan moet jy by daardie plek wees dat jy kan werk met die oorgawe wat God in jou hart kom werk het. Dan moet jy beskikbaar wees vir die werk waartoe God jou wil gebruik. Dan moet jy jou gawes gebruik vir daardie werk en niks van dit terughou nie vir die stigting, vir die opbou. Dan moet jy gedring word deur daardie liefde vir die saak. Jy moet begin by gebed. Voor jy een baksteen op 'n ander baksteen sit om te dink jy gaan iets bou. En jy moet hom toelaat om jou toe te rus. Eers in jou binneste en dan in jou uiterlike mens. En God bly getrou. As ons dit doen, sal hy van jou en van my 'n voorbeeld maak van hoe dit lyk om te werk soos God wil hê ons moet werk.
1 Korintiërs 4 vers 9 sê, want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel, want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Nou dit klink verskriklik om te sê ons is 'n skouspel vir die wêreld, want dis half sleg as dit so gesê word. Maar 'n skouspel vir die engele, kan jy jou indink hoe mooi dit moet wees. So God wil jou dalk kom roep. God wil jou dalk gebruik om 'n skouspel te wees vir die engele van die hemel. Om die werk wat hulle begeer om te kan doen, dit te kan doen. Om te kan bou hier waar God ons geplaas het, om te kan ywer hier waar God ons geplaas het. En dan wil 'n mens sê, maak my 'n skouspel, Here. Vir die wêreld veragtelik, ja, soos hy vir hulle 'n steen van aanstoot was. Maar vir die eer van die Here, elke steen op sy plek. Dit is tyd om te bou, vriende. Esegiel 22 vers 30 sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Nie een nie. Wat as die Here vandag vir ons kom sê, ek soek net een. Ek het net een nodig. Wat nie bres sal kom staan. As jy vanmôre gediskwalifiseer van die bouspan van die hemel. As jy vanmôre gediskwalifiseer van die bouspan waar God jou geroep het. Of as jy vanmôre vandag hier en sê ek is hier met alles op die altaar. Mag die Here ons help om nie onsself te diskwalifiseer van die werk waartoe God ons wil roep nie. Ons buig ons harte en bid ons saam. Ag Here, baie dankie dat ons vanaand ons harte voor U kan kom buig. Here, ons weet U roep ons met 'n hoë roeping om bouers te wees. Deel van 'n bouspan te wees ter wille van 'n volk. Here, baie maal is ons nie besig om te bou nie. En ons diskwalifiseer onsself. Maar Here, kom vanaand asseblief. En oortuig elke een van ons. Dat ons met alles wat ons het en alles wat ons is sal bou vir U eer en vir U lof. Ja, Here, die mure is aan skerwe. Eenvoudig omdat ons onwillig is. En Here, ons het U nodig. Soos nog nooit van tevore nie. En ons pleit by U, Here. Dat U in ons sal kom werk om te wil en te wandel na U welbehae. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied saam sing om die diens mee af te sluit. Hoe mag ek niks wees? Niks hier.
nooi vir 'n koppie koffie na die tyd. Jy is baie welkom. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Gees van God in ons wees, in ons bly, en ons dring, om te deel in die bouspan van die hemel, vir die eer van die Koning. Amen.